Eerste reël as 'n mens die woord van God lees, is dat 'n mens moet toelaat dat die skrif, die Heilige Skrif deur die Heilige Gees uitgelê word in jou hart, jou siel en jou gees. Verborge skat, 'n gelykenis uit die mond van ons verlosser Jesus Christus. Die Here Jesus beskryf die koninkryk van God en ons hoor daar in Matteus 13:44. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand. Vir baie mense gaan die lewe net oor die onsigbare dinge, nê. Dit wat tel, dit is geld, 'n werk, familie, 'n huis, kos, dalk ook dinge wat hulle goed laat voel soos musiek, 'n reis, kuns ensovoorts. Maar enige iets wat nie sigbaar is, enige iets wat bo-natuurlik is of soos 'n religie klink, is onbetroubaar en dalk misleidend. Om te praat van God, onsigbare engele, koninkryk wat kom en 'n oordeel, dit beskou hulle maar as nonsens. Dalk kan jy verduidelik hoekom dit nodig is om in Jesus Christus te glo. Jy kan vertel oor die sondes, jy kan vertel oor God se oordeel, jy kan praat oor die kruis van Jesus Christus en die opstanding van Christus wat ons red. Maar dit is tog amper onmoontlik om met entoesiasme vir ander mense te vertel hoe mooi dit is om te glo. Hoe mooi dit is om Jesus aan te neem. Wat wys Jesus 'n gelykenis vir ons? Ons kan sê die gelykenis wys vir ons wat die koninkryk met jou hart doen, hè? Byvoorbeeld, die gelykenis van die verborgde skat. Ek wil jou 'n kort verhaaltjie vertel. 'n Man bewerk 'n land. Hy spit die grond om en hy grawe dalk 'n gat vir 'n fondament op die eienaar se grond. Skielik tref sy graaf 'n erdepot. Dit breek. Daar glinster iets. Hy grawe versigtig. Hy grawe nou met sy hande. Wat is of was dit gewees? Daar is goue muntstukke en juwele. Ja, dis 'n geweldige skat wat hierdie man nou ontdek. In daardie tyd was daar nie banke waar jy jou geld kon bewaar het nie. Jy begrawe dit op 'n veilige plek, in jou tuin of in jou akker. Maar toe hierdie skat se eienaar skielik gesterwe het sy geheim saam met hom in die graf verdwyn. Niemand in die graf weet nog van hierdie spaarpot onder die grond nie. Nee, maar nou vind die dagloner wat vir die familie werk, die skat. Die man dink na, wat sal ek maak? Hy wil hierdie skat hê. Hy kan natuurlik nie met 'n 1 miljoen rand se juwele en 'n munte in die dorp opdaag nie. Almal gaan vra waar hy die geld gekry het. Hulle weet waar hy werk. Hulle weet vir wie hy werk en hoekom hy vir die eienaar werk. Die eienaar gaan dit natuurlik terugeis van hom. Of hulle gaan hom beskuldig dat hy dit gesteel het, nê. Hy kyk om hom of niemand hom gesien het nie. Nee, niemand het hom gesien nie. En hy besluit om die gat weer toe te maak. Hoe kan hy hierdie skat in sy besit kry? Wonder hy. Net deur die land te koop. Maar die land kos verskriklik baie geld. Om dit te kan bekostig moet hy alles verkoop. Sy eie stukkie land, wat vir hom en sy gesin kos oplewer. Sy huis, alles wat hy het, sy donkie, sy vee, sy beeste, alles. Net eenvoudig alles. En dan koop hy die land. En so is hy ook nou die eienaar van die skat.
Vir die gelykenis maak dit nie saak of dit wat die man doen eties is of nie. Die hoofsaak van elke gelykenis wat Jesus vertel, is die verrassende element in daardie gelykenis. Nou wat sou dit wees in hierdie gelykenis? Ja, iets wat verborge is. Die eerste ding wat opval, is dat so iets nie elke dag gebeur nie. Jy grawe en vind 'n verborge skat. Nee, dit gebeur nie elke dag nie. Seerowers droom daarvan, ja, 'n skatkaart van 'n eiland ver weg van hulle af, nê. Kinders hou van sulke verhale, maar so iets gebeur nie in die daaglikse lewe van elke mens nie. Jy moet net werk om jou geld te kry. Jy moet hard werk. Jesus gebruik dit as 'n illustrasie van die koninkryk van die hemel. Dit is verborge in die wêreld. Die waarde en die skoonheid is verborge. Jy sien dit nie sommer raak nie. Dis nou presies wat die mense wat sigbare dinge nastreef, nê, materialisme, nie raak sien nie. In hulle wêreld beteken heiligheid, geregtigheid, vrede met God en vergewing van niks en niemand nie. En wanneer hulle die koninkryk raakloop, byvoorbeeld in 'n persoon of 'n kerk of 'n selgroep wat liefde bewys, dink hulle dis 'n teken van swakheid. Hulle kan nie die waarde daarvan raak sien nie. Vir baie mense is die koninkryk se waarde en skoonheid verborge. Die verborge karakter van die koninkryk word die heel duidelikste in Jesus. Hy loop maar net rond. Hy preek, hy genees mense. Hy verslaan nie die Romeinse ryk met 'n groot weermag nie. Nee, hy doen dit nie. Hy slaan nie terug wanneer hy geslaan word nie. Nee, hy laat toe dat hulle hom arresteer en aan die kruis vasspyker. Hy is die simbool van swakheid. Hierdie Jesus Christus van wie ons praat. Ons wêreld hou nie daarvan nie. Wie wil nou so 'n swak mens, so 'n verloorder, 'n loser volg? Wel, daarteenoor sien jy die geweldige waarde en die aantreklikheid van die skat. Die persoon wat die skat vind, se oë, sy geestelike oë gaan oop. Dit is geweldig. Dis wat ek soek, sê hy. Wonderlik. Ek wil dit nie weer verloor nie. Die gelykenis beskryf nie eens die verwondering van die man nie. Jy het dit nêrens in die gelykenis gelees nie. Maar jy kan dit lees in die dinge wat hy doen nadat hy die skat gevind het. Hy doen alles wat hy kan. Alles in sy vermoë. Alles wat nodig is om hierdie skat in die hande te kry. Die skat het sy hart verower. Dit is alles vir hom wat hy nog ooit oor gedroom het. Wat vir my baie spesiaal is van die gelykenis, is dat dit so kort is. Net een vers in die Bybel. En in die volgende 2 verse vertel Jesus vergelykbare stories met dieselfde betekenis. Jesus is 'n meester in die vertelkuns. Hy kan vir ons met een vers wys hoe aantreklik die koninkryk van God is en hoe dit jou hart so verower dat jy alles wil doen om dit te verkry, net soos daardie man wat die skat raak gesteek het. Die koninkryk is gesog. Dit is die hoogste skat in die hele wêreld. As jy dit eenmaal ontdek het, soek jy niks meer nie en jy soek niks anders nie. Dan wil jy met alles in jou hierdie skat in jou hart bewaar, in die akker van jou hart. Ja, wanneer God jou oë open vir sy koninkryk, is dit dus regtig iets baie besonders op 2 maniere, nê. Dat hy die Here jou God
jou oë daarvoor oopmaak? Jy sou dit self nooit raak gesien het nie. En die koninkryk self is besonders, dis gesog. Die koninkryk is gesog, dis uniek en dit is spesiaal. Dit spring dadelik na die boonste plek in jou prioriteitlyssie. Dit is alles. Dit is vir ons belangrik om dit raak te sien. Jesus Christus argumenteer nie? Nee. Hy spreek tot jou verbeelding in jou hart, jou siel en jou gees. Die koninkryk is die vervulling van al jou drome. Jy soek betekenis. Jy soek vreugde. Ja, ek weet jy soek geluk en genietinge. Jy soek 'n toekoms en 'n hoop en nog baie ander dinge. Maar die duiwel verlei jou om dit te soek in die aardse dinge. Maar daardie dinge bring jou nooit wat jy regtig nodig het nie. En dit laat jou net vir jouself lewe. Dit trek jou van God af weg. Dis duisternis. Dis die duisternis in wat die duiwel jou trek met sy leuns. Vir onsself het dit egter 'n groot betekenis. Sien ek in die koninkryk van God wel as my hoogste prioriteit. As my hoogste prioriteit is ek bereid om alles daarvoor op te gee. Alles wat in die pad is om die Here Jesus Christus te soek en te vertrou en aan te neem. Alles wat my daarvan weerhou om my gehoorsaam aan die Here toe te wy. Het ek en jy die koninkryk van God al regtig raak gesien? Spreek dit tot ons verbeelding. Vervul dit ons hart. Vervul dit ons siel en ons gees. Ek sluit af vir vandag. Wat moet ons as gelowiges doen? Ons moet deur geloof lewe. Benader alles deur geloof. Bly getrou aan die geloof. Volhard in die geloof. Staan vas in die geloof. Bid vir meer geloof. Groei in die geloof. Verheug God deur jou geloof. Ja, doen alles deur geloof. Vertel ander van jou geloof. Wat sê die duiwel deur jou geloof? Here, ons vra hierdie dinge in die naam van Jesus Christus. Skenk asseblief aan ons meer geloof. Amen.